Ek gaan vra dat u in die Bybel saam met my sal blaai vanoggend na Lukas hoofstuk 2. Lukas hoofstuk 2. Ek prys Vader vir dit wat vanaf Vrydag aand hier gebeur het. En Dominee Ben en Dominee Johan het pragtig bedien hier. En hulle woord was so nodig. En ek wil graag daarop voortbou. En die van u wat nie hier gewees het nie, kry maar die kassette, of kry maar die video, en luister daarna, en kyk daarna. Ons gaan aanhou met hierdie soort aanslag in Kroonstad, totdat ons daai deurbraak hier kry. Amen. Prys sy naam. Niks is te hard en te onmoontlik vir Vader nie. En volgende keer gaan ons net ons pogings verdubbel. En ons gaan hierdie dorp gaan bereik word met hierdie wonderlike evangelie van ons koning en ons verlosser. Lukas hoofstuk 2 en ek wil vir u lees vanaf vers 8. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van Jahwe by hulle. Die heerlikheid van Jahwe het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle: moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. My tema vanoggend is goeie tyding vir die volk. Goeie tyding vir die volk. Ek wil vandag vir u wat hier is en ook vir die baie luisteraars van ons kassette en kykers van ons video's, ons mense wat op hierdie oomblik in ons land met baie dinge worstel, baie onbeantwoorde vrae het en wat baie onseker is oor die toekoms. Ek wil vandag vir u goeie tyding bring. Ek wil vandag vir u goeie nuus bring. U weet wat my hart ontstel is dat ons mense wat die waarheid ken en wat in hierdie heerlike waarheid leef, ook in ons eie harte en in ons lewens voel, hoe dat die onsekerheid en die vrees en die spanning aan ons ruk. En as dit met ons gebeur, hoeveel te meer nie ons volksgenote daar buitekant, wat nog steeds in onkunde leef nie. Ek wil vandag met u praat, wat die waarheid ken. Ek wil met u praat, wat by Vader uitgekom het, wat u identiteit ontdek het, en wat weet dat u aan hom behoort. Maar ek wil ook vandag met hulle praat in ons land, wat totaal in die duisternis sit, oor die toekoms en die situasie waarop ons in hierdie oomblik in ons land ons bevind. Die goeie tyding is, hierdie volk het 'n verlosser. Hierdie volk het iemand wat sy naaste bloedverwant is en wat sy lessingsreg uitgeoefen het om ons te kom koop vir tyd en vir ewigheid. En hy het betaal met sy kosbare bloed. Ons hier aan die suidpunt van Afrika is nie vergete nie. Ons in Namibië is nie vergete nie. En u wat na hierdie kaset luister of na die video sal kyk in Zimbabwe, u is nie vergete nie. Ons het 'n losser, ons het 'n koning, ons het 'n saligmaker, en hy is aan ons verbind met sy bloed, en hy is aan ons verbind deur 'n nuwe verbond. Daarom is ons mense, wat al kom die aanslag van die lewe na ons toe, en al ervaar ons dit, en ons beleef dit elke dag, dan is ons vol hoop, en Paulus sê, dit wat binne in ons is, kan nie vernietig word nie. Ons oë is op Yeshua, ons Messia, ons verlosser, die volëinder van ons geloof, die begin daarvan, en die een wat dit sal klaarmaak. En ons is nie soos mense wat moed verlore is nie. Ons is mense wat onsself versterk, en bemoedig, in ons koning, in ons verlosser, en in ons saligmaker. Die engel het gesê, dis goeie tyding wat ek vir julle bring. Dit sal groot blydskap gee in die hart van die volk, om te weet, hulle het 'n saligmaker, hulle het 'n koning, hulle het 'n losser,
Die lossingsreg was uitgeoefen wanneer 'n naasbestaande of 'n bloedverwant in die nood was, nie sy skuld kon betaal nie en sou verkoop word om slawediens te verrig ter wille van sy skuld, en dan het die losser gekom en het hom losgekoop. Wat hulle gedoen het in daardie tyd was, wanneer hierdie gesinnetjie in die moeilikheid was, hierdie familie in die moeilikheid was, en nie geweet het wat om te doen nie, het hulle skuld geskrywe op 'n stuk papier of perkament, en het voor hulle deur vasgespyker, en dan het almal daar verby geloop, en gekyk na die skuld wat hierdie mense het, die moeilikheid waarin hulle bevind. En dan het die losser, die naasbestaande, die bloedverwant, wat in staat was om daardie situasie te verander, het hy by daardie perkament of geskrewe gedeelte kom stilstaan, gekyk na al hierdie skuld wat sy bloedverwant het, en dan het hy 'n dubbele streep oor daardie perkament getrek, en binne daardie dubbele streep sy naam geskrywe. En dan het almal geweet, van daardie oomblik af is hierdie gesin se bloedverwant, wat ook hulle losser is, verantwoordelik vir hulle skuld. Hy sal dit betaal. Het jy gehoor wat het Jesaja gesê? My volk het dubbel ontvang uit die hand van Jahwe. Yeshua, ons Messia, die losser van sy volk, het 'n dubbele streep kom trek deur die skuld van hierdie volk, en het gesê, ek sal betaal. Ek sal my lewe gee. Ek sal hulle loskoop. Ek sal hulle vrymaak. En dit maak nie saak hoe die helse magte van duisternis op hierdie blanke volk aan die suidpunt van Afrika toesak en wil toesak nie. Dit maak nie saak hoeveel hordes van die hel losgelaat word teen ons nie. Ons het 'n losser. Ons het iemand wat die prys betaal het, en hy sal sy woord vervul, en hierdie volk sal die heerlikheid van Jahwe sien, wat die aarde vul, en hierdie volk sal 'n koninkryksvolk wees, tot in ewigheid. Sy woord het dit gesê. Laat dit goeie tyding wees. Laat dit goeie nuus wees vir sy volk. Maar luister mooi, dat vir julle, kom ons definieer wie is julle, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, Messia, wat die meester is. Die saligmaker is vir die volk gebore. Die saligmaker het vir sy volk gekom. Ons het dit gisteraand so mooi gehoor, waar hy sy volk vergelyk met skape. Stem jy saam as hy sê die skape is sy volk, dis simbolies van sy volk? Dan is die ander diere wat hy daarvan praat, ook by wyse van simboliek, 'n tipe van die ander buitekant, sy volk. Hy het 'n saak met sy skape, hy het 'n saak met sy volk, hy is die naasbestaande, hy is die naaste bloedverwant, hy is die losser van sy volk. Nou in Jesaja, hoofstuk 9, is daar 'n beskrywing van hierdie losser van Israel wat gebore sou word. En ek wil so 'n bietjie teen die agtergrond van dit waarvan Jesaja praat, met u praat vanoggend. En ek sal aanvanklik dalk eers 'n bietjie negatief klink, maar dis teen daai donker agtergrond wat u hierdie goeie nuus regtig sal mooi verstaan, en die saligmaker se koms mooi verstaan. Jesaja 9 vers 5 sê, want 'n kind is vir ons gebore. Vir wie is die kind gebore? Die kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. Ons kan nie genoeg sing van koning Yeshua nie. O, hy is die koning, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, ewige Vader en 'n vredevors. Hierdie kind wat gebore is gebore vir die volk wat beskrywe word in Jesaja 9 vers 1. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Hierdie vers sê, sy volk wat in duisternis wandel. Daar's geen ander volk op aarde wat so bedreig word as hierdie volk waarvan een ek deel is nie.
Reg van die begin af het Satan gepoog op verskillende maniere om hierdie volk uit te wis, om hierdie volk te vernietig, om hierdie volk te verbaster. Kan u die gehuil hoor van Sara, ons moeder, toe sy besef het, sy is onvrugbaar, en die stryd wat daar in haar gewoed het, dat sy nie kon moeder word nie. Die wonderwerk wat daar plaasgevind het, as gevolg van 'n ingryping van die Almagtige, dat u en ek vandag kan kyk na Abraham, ons vader, en Sara, die put waaruit ons gekap is. Kan u die gehuil van die moeders en die kinders hoor die nag, toe die wrede Farao die ou seentjies vermoor het? En so kan u dwars deur die geskiedenis van hierdie volk gaan, tot by Bethlehem, tot vandag, is daar 'n wreedaard, 'n woestaard, 'n vyand van hierdie volk, op die spoor van hierdie volk, om hom uit te wis van die aarde af, om hom te vernietig, en 'n einde aan hom te maak. Satan en al sy magte van hel het hom toegespits op hierdie volk, wat die geslag van Jahwe op aarde is. Satan het nie 'n kans teen die Almagtige self nie, maar hy weet dat as hy sy volk kan skade berokken, hy weet dat as hy sy volk kan vernietig, hy weet as hy 'n einde kan maak aan sy volk, as hy sy volk afkerig kan maak van die Almagtige, het hy tot 'n mate in sy doel geslaag. Kan jy dink hoe sy hart gevoel het, nadat hy sy volk uitgebring het uit Egipte land uit, en hulle gedurig van hom af weggehoreer het, gedurig gemurmureer het, gedurig in opstand gekom het, en hom nie wou glo nie. Gaan lees daai gedeeltes, en hoor die hart van Vader, en hoor daai rou emosie in sy binneste, en dan sal jy verstaan hoekom praat hy van sy wingerd, van sy oogappel, van sy beminde, want hierdie volk is baie naby aan sy hart. Ons word op hierdie oomblik aan die vooraand van die koms van ons koning. En ek weet almal van u wat na my luister vandag, weet hier diep binne in jou, soos wat jy 'n genetiese bewussyn het. Jy weet jy's anders. Al sê die kerke wat, jy weet jy's anders. Jy weet jy's hier met 'n doel, jy weet jy's hier met 'n bestemming. Iets binne in jou sê vir jou jy's uniek. En wanneer jy die waarheid hoor, dan gryp jy dit en jy omhels dit en jy maak dit jou eie, net soos daar 'n bewussyn hier in ons binneste. Ons koning is op pad. En hy gaan op hierdie aarde regeer, en ons gaan sy koninkryksvolk wees. Maar hier aan die vooraand van die koms van ons koning, is ons 'n volk wat tot 'n groot mate ons nog steeds in die duisternis bevind. Ons word van binne bedreig deur Satan wat 'n aanval maak op ons siele en op ons gees. Nog nooit in die geskiedenis van hierdie volk was ons so gebind soos in hierdie tyd nie. Nog nooit in die geskiedenis van hierdie volk was ons so siek aan die binnekant en besoedel deur die aanvalle en die onrein strome van ongeregtigheid van buite af, soos in die tyd waarin ons lewe. Nie oral waar jy kom in die dorpe is dit hartseer en stikkende lewens en stikkende huise en stikkende kinders. Ons het dit gesien nou in Namibië toe ons van hierdie hartseer en stikkende mense bedien het. Dan sê ek, my Vader, 2000 kilometer om 'n meer volksgenoot te gaan bedien en om ry uit te ruk uit die duisternis is die moeite werd. Ons ry nog 4000. Ons ry die bande op en ons ry die karre op, as ons net by die volk kan uitkom. En vir hulle sê, julle hoef nie in die duisternis te sit nie. Julle hoef nie in die duisternis te sit nie. Ons is van binnekant gereismuur deur die ongeregtigheid, en van buite word daar 'n aanslag op ons gemaak. Deur die barbaar wat sy nek styf hou, deur die heiden wat sy kop hoog lig en sê, haha, waar is jou God? Ons voel hier die bedreiging van binne en van buite. In Hosea hoofstuk 3 word daar gepraat in vers 5 van 'n nasionale bekering, maar dan is daar iets wat dit vooraf gaan, en ek wil dit vir u wys. Vers 5 van Hosea 3 sê, daarna, u moet nou my verstaan in sy konteks, daarna beteken die tyd voor die wederkoms. Dit beteken die tyd waarin u en ek nou lewe. Dit beteken die laaste van die laaste dae. Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en Jahwe hulle Elohim soek.
Hier's niks van die Xhosa wat hom sal bekeer nie. Hier's niks van die Sesotho of die Indiër wat hom sal bekeer nie. Maar hier staan dit, dat die volk vir wie 'n losser gebore is, dat die volk wat in die duisternis sit, hulle sal bekeer, en sal terugkeer, na waar hulle vandaan kom, en hulle sal die Almagtige aanroep, en hy sê hulle sal met siddering aankom, na Jahwe, siddering as gevolg van die omstandighede waarin hulle bevind, siddering as gevolg van die aanval en die geweld van duisternis en die magte van die hel, siddering as gevolg van hulle eie besef van verlorenheid en aanvalligheid, sal hulle aankom na Jahwe en na sy goedheid. In die laaste van die dae, ek het vir die goeie nuus my volk, in die laaste dae gaan hy sy goedheid bekend maak aan sy volk. En hy is besig om dit te doen, ons sien dit. Wanneer jy in 'n huis kom en daar die huwelik word herstel en daar die kinders word uitgeruk uit die kloue van die hel, dan weet jy, Vader het sy goedheid aan daar die huis geopenbaar. Wanneer iemand losgeruk word uit die okkultiese magte, wanneer iemand losgeruk word uit die verslawing en die dinge wat hom bind en gevange hou, dan sien jy die goedheid van Jahwe is aan daar die persoon geopenbaar. En mag Vader gee dat ons binne lewende hoop al ons mense so aangesteek sal wees met die vuur van sy Heilige Gees, dat ons in ons elke dag se lewe en ons kontak met mense sal sien hoe openbaar hy sy goedheid aan hulle. Sy goedheid aan hulle. O, daar's nie 'n groter heerlikheid as wanneer die verlore seun sê ek wil teruggaan na my Vader se huis nie. Ek is moeg vir die varkpele. Ek is moeg vir hierdie dinge wat my gebind het en my vasgemaak het. Maar vers 15 van hoofstuk 5, wil ek net vir u wys, en dan gaan ek terug na die toestand. Hoofstuk 5 vers 15, hier is 'n nasionale bekering op pad, hier is 'n terugkeer van die volk op pad. Hy sê vers 15, dan gaan ek heen, dis Yahshua, ek keer na my woonplek terug, dis sy hemelvaart, en dan sal ek daar bly vir 2000 jaar, ek sit dit maar daarin, totdat hulle skuld beken, en my aangesig soek, en hulle nood, in die laaste van die dae, en hulle nood, sal hulle my soek, en hierdie soeke sal uitloop, op 'n heerlike uitstorting van sy gees. Wie sê halleluja? O, prys sy kosbare naam. Maar ek wil nou vir u, in 'n baie negatiewe sin, vir u die toestand beskryf, waarin ons nou bevind, dat u kan verstaan, hoekom ons in ons nood, hom sal soek, en hoekom hy in ons nood, na ons gaan uitreik, en hoekom hy ons in ons nood gaan besoek met sy heerlikheid en met sy majesteit. Kyk nou mooi in Hosea hoofstuk 4, en kyk die opskrif van daardie gedeelte, dit is so treffend. Die diepe bederf van volk en priesterstand. Dis 'n treffende opskrif. Hoor mooi, die diepe bederf, Hosea 4, die diepe bederf van volk en priesterstand. Nou moet jy verstaan dat die profete het ook geskryf vir die tyd waarin hulle was. En dit was die toestand ook in daardie tyd, toe die volk in ballingskap gegaan het na Assirië toe en na Babylon. Maar hierdie profetiese woord het ook baie te doen met die toestand van die volk in die laaste van die dae, wanneer hulle in hulle nood gedwing sal word om die Almagtige te besoek. Weet jy wat, ons wat nou baie beweeg buitekant, en jy wat ook dalk baie met mense te doen kry, daar's baie teestand en daar's baie weerstand, maar het jy uitgevind, hierdie ding is besig om te breek in die harte van die mense. Hier is 'n geneigtheid by die mense om te luister, hier is 'n geneigtheid by die mense om te hoor, en o, dit verstom my om te sien hoe dat mense begin om die woord te ondersoek, en hoe dat hulle begin soek na Vader. Maar hoor nou mooi, hoor die woord van Jahwe, ook kinders van Israel. Ek kan nie verstaan dat mense nie kan verstaan, die Bybel is aan Israel geadresseer nie. Die woord is aan Israel geadresseer. Hy het 'n saak met sy kinders, hy het 'n saak met sy volk, want Jahwe het 'n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van Elohim in die land is nie. Daar's geen trou meer in die huwelike nie. Daar's geen trou meer in besigheid teenoor mekaar nie. Daar is geen trou meer teenoor mekaar nie. Ons kan so maklik ons woord breek, maar die grootste van alles is, daar's geen trou meer teenoor Elohim, die Elohim van Israel nie.
En die groot hartseer is, almal weet van Elohim, maar so min ken hom. So min het 'n verhouding met hom. Almal het Bybels, almal het kerke, alhoewel hulle al minder na die kerke toe gaan. Hulle praat van hom, hulle ken hom nie, en dis waarvan Hosea hier praat. Hy sê, my volk moet nie van my weet nie. My volk moet my ken. My volk moet 'n verhouding met my hê. Dan gaan hy aan en hy sê, hulle sweer en hulle lieg en hulle moor en hulle steel en hulle pleeg oorspel, en hy praat nie hier van die heidene nie, hy praat van sy volk. Hulle breek in, en nou luister, die ergste van alles, sodat bloedbad aan bloedbad raak. As jy nou ander vertalings gaan lees, dan sal jy sien, blood toucheth blood. Hier is bloedvermenging waarvan hy hier praat. As jy net omblaai na 5 vers 7, sal jy sien, hulle het trouweloos gehandel. Wie's dit? Dis Israel. Hulle het trouweloos gehandel teen Jahwe, want hulle het onegte kinders verwek. Hulle het basters verwek. Ek wil jy moet verstaan wat is in ons land aan die gang. Hier's 'n breinspoelproses aan die gang om ons jong mense te kaap. En wat vir hulle sê, bloedvermenging is reg. Hoor nou mooi wat sê hoofstuk 7 vers 8. Ephraim, as jy lees van Ephraim, dan weet jy, dis die 10 stamme, dis die huis van Israel. Ephraim, hy vermeng hom met die volke. Ephraim is 'n roosterkoek wat nie omgekeer is nie. Hoe lyk 'n roosterkoek wat nie omgekeer is nie? Wit een kant en swart aan die ander kant. Hoorie? Op die paviljoene is dit roosterkoeke. En die skole is dit roosterkoeke. En die woonbuurtes is dit roosterkoeke. En die ergste van alles, dan kom die kerke en hulle hou 'n biddag op 1 Mei vir herlewing in Afrika, en die paviljoene sit vol roosterkoeke. En dan lees hulle oor hierdie gemengde gehoor 'n skrif uit wat nie vir almal gegee is nie, maar vir sy volk. As my volk hulle verootmoedig en bid in my aangesig soek, sal ek uit die hemel hoor en hulle sondes vergewe. Ek weet ek word baie gehaat vir wat ek sê en doen, maar ek kan nie anders nie. Mag die Elohim my help dat ek sy woord sal suiwer verkondig. Mag hy my help dat ek in hierdie tyd 'n stem van waarskuwing vir ons volk sal wees en sê, my volk, jy sit in die duisternis. Jy het 'n saligmaker, kom terug na hom toe. Kom terug na sy woord toe en kom terug na die beginsels van sy woord. Terug by vers 3 van hoofstuk 4. Daarom treur die land en alles wat daarop woon kwyn weg. Is nie wat besig is om te gebeur in ons land nie, ons wat baie reis en so in die dorpe kom, maar u dalk ook. Is u daarvan bewus die land kwyn? Is u daarvan bewus hier's 'n vloek wat op die land rus? Jy gaan deur die dorpe en dan sien jy die sprinkanswerms was daar, of hulle is daar, of hulle is op pad soontoe. Die land kwyn, hier's 'n vloek op die land. Ek het nou die aand by die huis gekom, ek wou nuus kyk en ek sit die televisie aan, dit was laat in die aand en ek wou kyk wat is die weervoorspelling. En toe kom aan te sit, toe sê ek, o my God. Toe is hier 'n program van mans wat met mans trou, vrouens wat met vrouens trou, swartes wat met wittes trou. Ek sê, my God, my volk sit in die duisternis. En ons mense kyk na hierdie goed, en dis waarom die land kwyn. Waar is die stem van die kerke? Waar is die stem van die ware oudstes in Israel? Waar is die stem van die profete, wat in hierdie tyd die volk kan stop? Hy sê in vers 6, my volk gaan ten gronde, my volk word vernietig, my volk word vernietig, weens haar gebrek aan kennis. Sy het NG kennis en sy het AGS kennis en sy het APK kennis en sy het Heidelbergse katekismus kennis, maar sy het nie kennis van die raadsplan van die Almagtige nie. En sy ervaar nie geeswerking in haar lewe nie. Die volk het nie kennis nie en hulle word vernietig deur sonde en deur barbaar. Vers 7 sê hulle heerlikheid is in skande verander. Gaan kyk wat vang hulle aan met ons monumente. Wat ons heerlikheid was, jy kan nie die heerlikheid van Jahwe verander nie, sy heerlikheid bly tot in ewigheid. Maar dis hierdie heerlikheid wat vir ons as 'n volk kosbaar was. Ons monumente, gaan kyk wat vang hulle aan by die Voortrekker monument. Gaan kyk wat vang hulle aan.
Met ons monumente, ons heerlikheid word in skande verander. Kyk die skande in ons skole. Kyk die heerlikheid van ons pragtige skole van die verlede waarin u en ek, ons ouer mense, groot geword het. Kyk waar moet ons kindertjies nou sit? Tussen daardie skande. Op kultuurgebied, kyk na die skande. Hulle noem Oudtshoorn se jaarlikse kultuurfees, noem hulle Afrikaanse kultuurfees. Dis niks anders as Afrikaanse pornografie nie. Dis vuilheid en besoedeling. Op elke gebied ervaar ons skande. Ons sport is 'n plek van skande. Ons trotse weermag van die verlede is 'n plek van skande. Vigs besmette soldate. Geen standaarde en dissipline meer nie. Ons dorpe is plekke van skande. En so kan ek aangaan. Ons feesdae is gekaap. Ons moet saam met Haydn en Barbaar sy feesdae vier. Van Jan van Riebeeck dag word nie meer gehoor nie. Van hervormingsdag word nie meer gehoor nie. Van gelofte dag word nie meer gehoor nie. En so kan ons aangaan. Ons feesdae het skande. En die hartseerste van alles is dat die skande het ook in ons kerke ingekom. Die skande is in ons kerke, waar die vals profete en Baal priesters agteroor buig, om die barbaar ter wille te wees. Wat 'n evangelie preek, wat hierdie volk tot in die afgrond indryf. Wat werk op die skuldgevoelens van hierdie volk, om hom sogenaamd te laat bekeer van sy ongeregtigheid van die verlede, waarvan apartheid een van die groot sondes was. Geen wonder my volk wil nie meer kerk toe gaan nie. Geen wonder my volk het nie meer koers nie, het nie meer rigting nie. Kees dra nou 'n toga. Kom jy by die konferensies, Kees is daar. Kom jy by die batuur, Kees is daar. Kom jy in die boekwinkels, dan is dit Kees se boeke wat aanbeveel word. Ek sê, my God, wat is besig om te gebeur met my volk? Hoe het ons die heidene in die tempel ingebring, waarvan die Almagtige gesê het, hy mag nie inkom nie. Hy het geen plek onder julle nie. Kan jy nou verstaan dat sy gees onttrek het? Kan jy nou verstaan dat sy gees nie werk nie, en dat die duisternis oor ons volk toesak soos 'n gordyn? Hosea 4 vers 12 sê 'n verskriklike ding. Hy sê, my volk raadpleeg sy hout en sy staf moet om die inligting gee. Want 'n gees van hoerery het hulle verlei, hulle neem hulle toevlug nou na ander dinge, verleiding. Want deur hulle hoerery het hulle van Elohim afvallig geword. Vers 4 van hoofstuk 5. Daar's 'n gees van hoerery in hulle binneste, hulle ken Jahwe nie. Hierdie ding wat met die heiden vermeng is 'n gees van hoerery. Hierdie ding wat hulle gode wil beter verstaan is 'n gees van hoerery. Hierdie ding om te hoereer met die wêreld is al die goed wat ons volk afvallig maak. Dis 'n gees van hoerery in hierdie volk. Kan jy nou sien hoekom dit nodig is om op te staan en te staan vir die waarheid? Doen alles in u vermoë om kassette te versprei asseblief. Doen alles in u vermoë om literatuur te versprei. Kom ons stuit hierdie duisternis. Kom ons sê vir hierdie volk uit 'n losser. Kom ons sê vir hierdie volk, jou heerlikheid is in skande verander. Maar as jy 'n terugkeer maak tot die Almagtige, sal hy jou oprig uit die stof uit. Ek aanvaar nie dat daar wetgewing teen ons is nie. Ek aanvaar nie dat die ANC tweede meerderheid het en besig is om te beplan vir 'n sosialistiese staat nie. Ek aanvaar nie die doemprofetiese profeseë wat sê dat hierdie volk is op pad na vermenging en verbastering en uitwissing nie. Ek sê hierdie volk het 'n losser. Hierdie volk het 'n losser. Hierdie volk het 'n losser. Ons is op hierdie oomblik 'n stem in die woestyn, maar dit gaan nie langer 'n stem in die woestyn bly nie, want Jahwe sê hy gaan reën gee in die woestyn. Jahwe sê die dorpe en stede van Israel, ons sal nie met hulle klaar kry voordat hy kom nie, en mag die Elohim ons help, dat ons in hierdie tyd sal opstaan as 'n magtige bende, om vir hierdie volk te gaan sê, wie is hy, en wie is die woord, en wat is die woord van die Almagtige. Luister nou mooi, Hosea 8 vers 4, hulle het konings aangestel, maar nie uit my nie. Weet jy, ek sien in my gesprekke
met predikante, met pastore en met kerkmense, sien ek 'n totale onbeholpenheid, 'n totale gebrek aan geestelike insig en begrip. Weet jy hoeveel onweergebore manne staan in die kansels van kerke? Weet jy hoeveel staan daar met 'n liberalistiese en 'n humanistiese agenda, en hierdie volk volg hulle leiers slaafs? Dit was die leiers van die verlede wat aangestel was, wat nie uit Elohim was nie, wat hierdie volk ten gronde gerig het. As hierdie volk gebid het oor haar eerste ministers en staatspresidente en ministers van die verlede, en sy hart gesoek het in die keuse daarvan, het ons nie vandag hier gesit nie. As ons manne in die kansels gehad het, wat waarlik by Jahwe was, nie by Stellenbosch nie, by die Braambos, vol van die vuur van die Heilige Gees, met die waarheid in hulle binneste. Hierdie volk is so sy leiers. Jahwe sê, julle het konings aangestel, julle het vorste aangestel. Wil net die band omdraai. Maar hulle is nie uit my nie. Hulle is nie uit my nie. Hulle is nie uit my nie. Mag Jahwe gee dat voordat hy kom, ek weet nie hoe lank my meester nog gaan vertoef nie. Maar my hartsbegeerte is 'n Heilige Gees gevulde Israel gemeente in elke dorp en stad van ons land, en in Namibië en in Rhodesië as dit nodig is, en daar die manne moet vol wees van die Gees, en hulle moet vir daai dorp kan sê, so sê Jahwe, en lewende hoop moet in daardie dorp 'n geestelike tuiste word vir daardie mense. Sal u daarvoor bid? Sal u daarvoor gee? Sal u daarvoor arbei? Hoofstuk 4 vers 14. Dis waarom die volk tot 'n val kom, so kom dan die volk wat geen verstand het nie tot 'n val. Ons volk kan nie laer as wat hy nou is nie. Ons volk kan nie laer as wat hy nou is nie. Maar die laaste gedeelte van my boodskap vanoggend wil ek terugkom na die kind wat vir ons gebore is. Die kind wat vir ons gebore is. Het jy al gesien die empatie wat in die hart is as een van jou diere se been af is, of hy't seer, of hy's siek, of jou kind is siek, of jou kind is seer, of jou iemand vir wie jy lief het is in die nood? Daai hart van jou gaan uit na daardie siek dier. Daardie hart van jou gaan uit na daai siek kind. Daardie siek dierbare, daardie siek vriend, daardie seer en beseerde een. Jou hart gaan uit om iets te doen daaraan, want jy sien die toestand. Ek weet nie of dit is omdat ek ouer word nie, maar my trane is deesdae sommer baie naby. As ek kyk na ons mense wat gebind is, en ek sien hoe dat die magte van die hel hulle beet het. Ek sien hoe dat hulle die Baalpriesters slaafs navolg en vernietig word weens hulle onkunde. Ek kyk na die afgewaterde kos wat hulle kry. Ek sê, my Vader, my hart gaan uit, en ek voel in my hart wat Jesua gevoel het toe hy na die skare gekyk het en innig jammer vir hulle gevoel het. As hy sy hart het, sal hy innig jammer voel vir hierdie volk, ongeag hulle toestand. Jou hart sal na hulle uitgaan en jy sal iets vir hulle wil doen. Jy sal wil uitreik na hulle. Mag Vader gee dat ons deur die krag van sy Gees hierdie volk sal losruk met 'n boodskap van hoop, 'n boodskap van verlossing, 'n boodskap van vrymaking. Moenie langer vir jouself leef nie. Moenie langer net vir jou eie belange leef nie. Bid een gebed elke dag. Jy kan bid vir die kar as jy wil, en jy kan bid vir 'n nuwe huis as jy wil. Vader wil voorsien in u behoeftes, maar begin bid dat hy vir u sy hart sal gee. Ek sien nie net vir julle wat hier sit vanoggend. Ek sien my volk in Suid-Afrika voor my sit. En my hart begeer dat hulle sal terugkeer na hulle losser en na hulle saligmaker. Ons gaan niks saamvat nie, my broer en sis. Ons gaan niks saamvat nie, maar ons gaan ons volksgenote kan saamvat. Ons gaan die geredde broers en susters kan saamvat. En ons sal daarvoor 'n kroon kry, sê die woord. Ek wil teruggaan na Lukas toe. Wys vir my as ek nog so 10 minute oor het, asseblief. Lukas hoofstuk 2 vers 11. Dat daar vandag vir julle in die stad van Dawid gebore is
die saligmaker, wat Messia, die meester is. Dis vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. Dink jouself bietjie in, jy lê 'n ou kindjie. Weet jy wie's daai kind? Elohim, wat vlees geword het. Na jou en my vlak gekom het. Hy het hom nie bekommer oor die engele nie. Hy het hom nie bekommer oor die ander nie. Maar hy het hom bekommer oor die geslag van Abraham. En hy het soos hulle geword om hulle te kom red. En skielik was daar saam met die engele menigte van hemelse leerskare wat Elohim prys en sê: eer aan Elohim in die hoogste hemel en vrede op aarde en die mense 'n welbehae. O, luister mooi wat hy sê, dis nie almal in wie hy welbehae het nie. Gaan lees 'n paar ander vertalings. Die oorspronklike Griek sê vrede op aarde in die mense waarin hy 'n behae het. Hoor jy dit? Die mense in wie hy 'n behae het. U vra vir my, hoe verstaan ek dit? Bly u vra dit. Psalm 149 vers 4. Hou u vingertjie by Lukas, maar bly saam na Psalm 149 vers 4. Want Jahwe het 'n welbehae in sy volk. Want Jahwe het 'n welbehae in sy volk. Luister wat sing die engele. Eer aan Elohim in die hoogste hemel en vrede op aarde in die volk waarin hy 'n welbehae het. Die volk waarvoor hy gekom het om sy lewe te gee en die prys te betaal. Lukas hoofstuk 1 vers 68 net langsaan. Geloof sy Jahwe die Elohim van Israel omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeg gebring het. Luister mooi, dis nie Sagaria wat hier sommer uit homself praat nie. Kyk mooi, vers 67. En Sagaria, sy vader is vervul met die Heilige Gees. Sagaria spreek deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees sê deur die mond van Sagaria, Jahwe het sy volk besoek. Jahwe het vir sy volk verlossing gebring. En die verlossing is in sy seun. Vers 77, hy praat nog steeds deur die salwing van die Heilige Gees om kennis van saligheid aan sy volk te gee en die vergifnis van hulle sondes. Luister wat sê Sagaria 3 vers 8 en 9, want kyk my knegt die spruit, ek sal my knegt die spruit laat kom en ek sal die skuld van hierdie land op een dag uitdelg. 2000 jaar gelede, toe daai verbryselde, stikkend geslaande liggaam aan die vloekhout gehang het, in jou en in my plek, terwille van die oortredinge van my volk, was die straf op hom. En toe hy sê, dit is volbring, is Israel se skuld op een dag uitgewis. Hoor jy wat ek sê? Toe Yeshua sterf, toe sy bloed aangewend word in die allerheiligste van die hemel, toe is hierdie volk se skuld op een dag uitgewis. Het hy 'n ewige verlossing bewerk. Het hy 'n ewige vergifnis bewerk. Jahwe is nie meer kwaad vir sy volk nie. Jahwe wil hulle terugbring na hom toe, want die losser het betaal. En reg oor die kruis was 'n dubbelstreep getrek. En Elohim sê, ek sal hierdie volk se skuld dra. Ek sal in haar plek hel toe gaan. Ek sal in haar plek die prys betaal. Jy, my volk, is op een dag van jou skuld teenoor my verlos. Luister wat sê Jesaja 66 vers 8. Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word 'n land op een enkele dag gebore, of word 'n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weë gekry en met eens haar kinders gebaar. Hoor nou mooi, toe daar die dag op Golgotha die volk se skuld uitgedelg word, het daar ook in die hart van Vader 'n wedergeboorte plaasgevind en in die hart van
van die Vader is hierdie volk gewederbaar, is hierdie volk 'n nuwe skepsel gemaak, is hierdie volk 'n nuwe volk gemaak, in wie se harte hy sy wet skryf en in wie se harte hy sy gees gee. Daardie dag is 'n volk gebore in die hart van Vader, nie meer die berg Sinaï nie, maar Sion, waar die heerlikheid is en die bediening van die Gees. Nou sê Paulus 2 Korintiërs 5 vers 15, omdat ons dan van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en dis alles uit Elohim wat ons met homself versoen het, deur Yeshua die Messia. Ons is versoen, ons is vergewe, ons is op een dag gebore, ons skuld is betaal, en nou sê Paulus, Israel, hoor wat vir jou gedoen is deur jou losser, jou bloedverwant, 2000 jaar gelede, wedergeboorte behoort aan jou, redding behoort aan jou, verlossing behoort aan jou, die Heilige Gees behoort aan jou, geregtigheid behoort aan jou, al die geestelike seëninge behoort aan jou, die godsnatuur behoort aan jou. Ons bid julle dan nou as gesandte van Messia, laat julle met Elohim versoen. Kom my volk, kom na hom toe en neem daai versoening en maak dit jou eie. Jahwe sê in die tyd waarin ons leef, ons het dit gisterand so pragtig gehoor, en ek wil in die laaste gedeelte van my boodskap vir 'n paar punte aanstip. Jahwe sê in die tyd waarin ons lewe, omdat hierdie volk op een dag gebore is, omdat hierdie volk se skuld op een dag uitgewis is deur die losser, is Jahwe nou in sy hart op soek na hierdie skape, dat hulle die verlossing kan aanneem wat in sy seun is. Esegiel 34 vers 10, so sê Majesteit Jahwe, ons het dit gisterand gehoor, ek het dit teen die herders, en ek sal my skape van hulle hand eis, en maak het hulle geen skape meer oppas nie, sodat die herders aan hulle self nie meer veiding sal verskaf nie, en sal my skape uit hulle mond uitruk, sodat hulle nie as voedsel sal dien nie. Hier wys dit 'n ingryping van die Almagtige. Ek sal my skape soek. Vers 11, want so sê Majesteit Jahwe, hier is ek sal na my skape vra, en ek sal vir hulle sorg. Vers 12, soos hy herder vir sy trop skape sorg op die dag, as hy onder sy verspreide skape is, so sal ek vir my skape sorg. Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is. Hulle sit verstrooi in Kroonstad, hulle sit verstrooi in Bloemfontein, hulle sit verstrooi in Suid-Afrika, hulle sit verstrooi in Namibië. Hy sê ek sal hulle gaan soek. Ek sal hulle gaan haal. Ek sal hulle bymekaar maak. Ek sal hulle die hande uitdruk van die valsleiers en die Baalpriesters. Ek sal hulle bedien. Ek sal herders oprig wat na my hart is. O, prys sy naam. Prys sy naam, vers 15. Ek self sal my skape oppas, en ek self sal hulle laat lê en rus, spreek Majesteit Jahwe. Is hulle nie moeg rondgejaag deur die sonde en deur die barbaar nie? Hulle het rus nodig, en hy sê, dis die rus wat ek gee. Dis die vrede wat ek gee. O, prys sy kosbare naam. Ons moet daai liedjie sing nou. Luister, Hosea 6 vers 1 sê, maar voor ons so toe gaan, vers 30 van Esegiel 34, maar hulle sal weet dat ek Jahwe hulle Elohim is, dat ek Jahwe hulle Elohim met hulle is. En luister nou mooi, hulle sal hulle identiteit ontdek. Hoor nou mooi. Ek moet sommer koor dans. Hy sê, hulle sal weet dat ek Jahwe hulle Elohim met hulle is. En dat hulle, die huis van Israel, my volk is. Prys sy naam. Spreek Majesteit Jahwe, en julle is skape. Die skape van my weide, julle alleen is mense, nie die ander nie, dis die Smith vertaling. Ek is julle Elohim, spreek Majesteit Jahwe. Julle is die Adamiete, julle is my geslag op aarde. Wie sê prys sy naam? O, halleluja. Hosea 6 vers 1 sê, Israel sê, kom laat ons terugkeer. Kom laat ons terugkeer. Waarheen? Hoe op aarde kan Paulus praat van ons wat vervreemd was as ons nie daar was nie? Hoe op aarde is al die ander nasies op aarde vervreemd? Hulle was nog nooit daar nie. Ons is vervreemd. Ons het weggewyk van ons identiteit. Ons het weggewyk van ons Elohim. Ons het weggewyk van ons lewe vir hom en met hom.
Hy sê, maar Israel sal sê in die tyd wat Jahwe begin om sy skape te soek. O my broer, is dit nie wat ons weer hierdie week gehoor het, en die mense bel jou en hulle kom, en dan hoor jy as jy met hulle begin praat, hulle wil terugkeer. Hulle ry honderde kilometers, en dan dink jy as jy hier kom, want hulle sê vir jou, hier gaan ek nie weg voor ek nie antwoorde vanaand gekry het nie. Halleluja! Ek en my broer sit hulle so en kyk, en ons sê so gelyk vir mekaar na daai lang sessie. Hulle het nie gekom om te stry nie. Hulle het net gekom om bevestiging te kry vir wat al reeds hier binne is. Is dit nie lekker nie? Is hierdie waarheid nie lekker nie? Prys sy naam. Julle moet vir my bid dat ek 'n televisiekanaal kry. Ons vinniger uit die volk kan uitkom. Halleluja. Hy sê laat ons terugkeer. Terugkeer waarheen? Terugkeer na die waarheid. Terugkeer na Elohim. Terugkeer na ons identiteit. Kom ek sluit met Jesegiel 39, tweede laaste gedeelte waarmee ek wil sluit vanoggend. Jesegiel 39, u moet nou saam met my kyk asseblief, vers 7. Luister, wat sal Jahwe doen wanneer hierdie volk sê ons gaan terugkeer? Wanneer Jahwe sê ek soek my skape en ek bring hulle bymekaar, vers 7. Ek sal my heilige naam bekend maak. Hoor jy dit? Hoor jy dit? Nie voor die tyd van herstel nie. Ek sal nie my naam bekend maak voor die tyd van herstel nie, maar in die tyd van herstel sal ek my heilige naam bekend maak, en oral in ons land, oral in die wêreld hoor jy Jahwe, 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 en hy maak sy naam onder sy volk Israel bekend. Laat hierdie keestaksies maar in die strate ry agter 'n Jesus saves. Laat hulle maar die stickers opset. Ons het 'n God, ons het 'n Elohim, en sy naam is Jahwe. Maak onder my volk Israel my naam bekend, en hulle sal nie meer my heilige naam ontheilig nie. Vers 22. En die nasie sal weet dat die huis van Israel van wie hulle ongeregtigheid in ballingskap gegaan het. Hulle dink is demokrasie in ons land. Hulle dink hulle is die sterkste, hulle die oorhand. Maar daai dag sal hulle verstaan, ons sit in hierdie toestand van wie ons duisternis en ongeregtigheid, maar die Almagtige het opgestaan, want hy sê dis tyd om op te staan en op te tree ter wille van hierdie volk. Luister vers 23. En die nasie sal weet, vers 25. Vers 22. En die huis van Israel sal weet dat ek Jahwe hulle Elohim is van die dag af en verder. Vers 29. En ek sal my aangesig nie meer vir hulle verberg nie. My teenwoordigheid sal nie meer weg wees nie. My teenwoordigheid sal begin manifesteer. Daai selfde ding wat u vanoggend hier ervaar, sy teenwoordigheid. Hy sê omdat ek my gees Jaruach oor die huis van Israel uitgestort het, spreek Majesteit Jahwe. Hy sê ek sal my geeswerking weer in die harte van my volk gee. Kom ons sluit af met Romeine. Romeine 11. Ek vra dan, het Elohim miskien sy volk verstoot? Het hulle weggegooi? Het hulle verwerp? Het hy nou 'n nuwe volk wat die kerk is? 'n bond ene. 'n roosterkoekkerk. 'n baster ene. Het Elohim sy volk verstoot? Ek hou nie van hierdie woord nee stellig nie. Jy moet die King James gaan lees. No, certainly not. Ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stem van Benjamin. Julle ouens wat kwaad is vir Paulus, kry my kasetjie oor Paulus, so julle vry maak. Bly sy naam, luister nou mooi. Elohim het sy volk wat hy van tevore geken het, voor die grondlegging van die wêreld, die Ben Elohim, wat Ben Ha-Adam geword het, ek het hulle nog nooit verstoot nie. Dit is nog in my hart. Vers 25. Want ek wil nie, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie. Israel is 'n verborgenheid. O, Israel is een van die verborgenhede. Prys Vader as jy hierdie verborgenheid kan sien.
sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele, dis hoekom ons hierdie verharding oor Israel ervaar, dat hulle nie wil lekker luister en nie mooi wil luister nie, maar die nood sal daai ding verander, dat dit ten dele oor Israel gekom het, dis nie 'n permanente ding nie, dis ten dele, totdat die volheid van die heidene ingegaan het, totdat die heidene rykheid bereik het om geoes te word, en verbrand te word, en versamel te word in bondels, en uitgewis te word. Dis daai volheid van die heidene. En ons leef nou in daai tyd, wat hy met die heidene gaan afreken. In Psalm 2 is daar 'n lekker lag. Dis 'n Elohim lag. Jy al gehoor hoe klink dit as Elohim lag? Hy sê hy wat in die hoogte sit, hy lag lekker. Oor hierdie spelheidene, wat sê, ons sal wegdoen met my gesalfde volk, en ons sal wegdoen met sy gesalfde koning. Hy lag vir hulle, want hy het klaar sy koning gesalf. Maar hoor nou mooi, vers 26, en so sal die hele Israel gered word. Soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, geesbediening, woordbediening, lewebediening. Kroonstad is Sion. En van Sion af gaan die woordbediening, die geesbediening, die verlossingsbediening, totdat ons almal eendag versamel in Sion, by die geeste van die ewige regverdiges. Hy sê, en hy sal uit Sion kom, en hy sal die goddelose van Jakob afwend, en hy sal vir hierdie volk sê, 2000 jaar gelede is jy op een dag vrygemaak, 2000 jaar gelede is jy op een dag vergewe, is jy nuut gemaak, my volk, keer terug. Keer terug. Ek sluit af met vers 29. Want die genadegawes en die roeping van Elohim is onberoulik. Nou sê ons, as ek 'n profeet is, of ek is 'n herder, of ek is 'n wat, en ek het dit van Vader ontvang, hy sal dit nooit weer terugtrek nie. Ja, dit is so. Maar hy praat hier in verband met Israel. En weet wat sê hy hier? Die feit dat julle my uitverkore volk is, die feit dat ek julle uitgekies het uit al die volke van die aarde, die feit dat ek julle anders gemaak het, die feit dat julle my geslag is, ek sal nooit daaroor berou hê nie. Dis 'n onberoulike saak. Ek sal nooit daaroor jammer wees dat julle my volk is nie. Weet jy hoe kyk hy nou na die volk? Ons sien hulle toestand en dit is so, en ons moet iets doen na omtrent deur die krag van die Heilige Gees. Maar as Vader Jahwe na hierdie volk kyk, dan sien hy twee huise wat saamkom. Hy sien 'n vergewe volk, hy sien 'n verloste volk, en elke Israel lied, waar hy ook al is, of hy in Kroonstad is, en of hy na hierdie video kyk en hy sit op 'n eensame plek in Noord-Transvaal, as hy die naam van Jahwe aanroep, sal hy gered word. Wie sê prys sy naam? O, halleluja, halleluja, halleluja. Ek dink is tyd vir bediening.